Goeiedag almal, jy weet ons kan baie lank gesels oor daardie wonderlike agape, daardie onbeskryflike liefde wat die Here vir elkeen van ons het. Daardie liefde wat geen grense ken nie. Maar weet jy wat? Dit is juis hierdie agape liefde wat ook in ons moet wees vir ons naaste, ons medemens, almal wat mee ons daagliks paai kruis op een of ander manier. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En weer eens, die baie belangrike vraag, wat is die karaktertrekke wat ek in my agape liefde moet toon teenoor my naaste, my plesion? Die Here het vir ons 1 Korintiërs 13 gegee, wat vir ons sonder twyfel daarop wys, wat is dit om plesion, ons naaste lief te hê? Een van ons gereelde luisteraars na hier oordenkings het na gisteroggend se oordenking met my gekontak en gesê, Theo, ek faal, ek kan nie so lief hê nie. Maar weet jy wat? Ons almal faal in ons strewe om volmaak te wees. Ons faal soms in ons vertroue, ons geloof, ons hoop. Ons faal in heiligmaking. Ons faal in gehoorsaamheid. Ons faal in ons gebedslewe. Ons faal in ons agape liefde teenoor mekaar en teenoor ons naaste. En so kan ons aangaan. Maar waarin ons nie mag faal nie, is ons aanhoudende, doelgerigte strewe om in al hierdie dinge volmaak te wees vir die dag wat voorlê. En dan, die 2 of 3 maal wat ons vandag daarin slaag, is wat die Here grootliks behaag. Dit is wat hy in sy almag en genade raak sien. Nie soseer die 6 of 7 maal wat ons daarin faal nie, want dit is waar sy genade vir ons genoeg is, wanneer ons bely en staat maak op sy krag om ons te help. Nou kom ons kyk na die volgende eienskappe van agape liefde, wat ons moet openbaar teenoor ons plesion, ons naaste. 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde is nie jaloers nie. Nou die Griekse woord vir jaloers is zelou, wat in hierdie konteks dui op 'n persoon wat kook van afguns op iemand as gevolg van wat iemand is of wat die iemand het. Hierdie afguns kan later lei tot haat en woede. Hierdie zelou, jaloesie word duidelik beskryf in Handelinge 7 vers 9. En die aartsvaders was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egipte. Hierdie jaloesie het hulle selfs laat lieg oor sy dood teenoor vader Jakob. Kom ons kyk in die spieël van jaloesie, die spieël van zelou. Wees eerlik met jouself. Wat sien jy? Die volgende opdrag van Jesus ten opsigte van jy moet jou naaste lief hê, vind ons in 1 Korintiërs 13 vers 4 ook. Die liefde praat nie groot nie. Die Griekse uitdrukking vir praat nie groot nie is perperiomai, wat dui op iemand wat net oor homself, sy eie vermoëns en sy eie dade wil praat, en nie eintlik omgee wat ander wil of kan sê nie. Daardie tipe mense wat sê, ek sê altyd, ek het dit gedoen, of ek het dat gedoen, ensovoorts. So, kom ons kyk in hierdie spieël van perperiomai, die spieël van praat nie groot nie. En wees eerlik met jouself, wat sien jy? Die volgende wat die Here Jesus vir ons sê is, die liefde is nie opgeblaas nie. Die Griekse woord vir hierdie uitdrukking is nie opgeblaas nie, is phusio, wat dui op om opgeblaas te wees met trots, hoogmoed, ydelheid, wat uiteindelik kan lei tot arrogansie en disrespek teenoor ander. Ydele trots op wat jy is en wat jy het. Psalm 101 vers 5, hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oos en trots van hart is, hom verdra ek nie. Spreuke 6 vers 17, die Here haat trotse oë, 'n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. So kom ons kyk vandag in hierdie spieël van phusio, wees eerlik met jouself. Wat sien jy? Sien jy dalk iemand wat soms opgeblaas is? Jy weet, 1 Korintiërs 13 is deur die Here aan ons gegee om daarna te streef om sy beeltenis en sy gelykenis te wees. Ons kan en mag agape liefde nie minag probeer omsy nie. Onthou, hoe begin hierdie boek in die Bybel? Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword.
Kom ons gesels môre verder oor hierdie wonderlike uitdaging van die Here aan ons, om ons naaste lief te hê soos onsself. Dankie Here, U gee ons die krag en die vermoë om ons naaste werklik lief te hê. Amen.